Goeiemôre ouens, die 12de van die 12de 2024, 12/12/24. Ja, en wat 'n interessante maand is Desember nie. Goed, ek gaan spesifiek hierdie video doen oor die Louis Liebenberg en liquidateur sage wat besig is om baie vinnig te ontvou op sosiale media. Ongelukkig die drukmedia en die formele media, die hoofstroom media het nog nie regtig op hierdie storie geklim nie, maar hulle gaan nie eens veel van die keer sê nie, hulle sal moet. Ek gaan die video ook so kort as moontlik hou. Ek dink nie ons hoef te veel op hierdie stadium al te sê nie. Daar is heel wat reeds op sosiale media ronddryf. Mense kan begin kyk na hierdie brekende storie. Dis 'n interessante ding wat hierso opkom. Goed, ek verwys vlugtig net terug dat my opinie rondom hierdie aangeleentheid nog altyd dieselfde was. Ek het vandag eendag afgesê Louis moet krimineel vervolg word. In my eerste video's, nie nuutste nie, eerste video's destyds was ek baie duidelik geweest dat ek dink Louis is besig met kriminele aksies. Daardie spesifieke standpunt van my destyds in die Bloemfontein's Hooggeregshof saam met Louis laat opeindig. En ja, op daai stadium het hy die saak gewen, dis 'n feit. En ek moes sekere plasings van my op sosiale media verwyder. Intussen het die tyd en die verloop van gebeure my egter reg bewys. Louis is inderdaad gearresteer, verskeie klagtes teen hom van bedrog, rampokkery in terme van die POCA-wet, POCA-wet ensovoorts en so meer. En natuurlik is daar 8 van sy mense saam met hom gearresteer. So, ja, dis die agtergrond. In 2022 het ek 'n skrywe gerig na aanleiding van die beweringe dat Louis vir my sou geld gee. Ek het baie mooi uiteengesit wat er geld betrokke was, en ek het ook in daardie stadium alreeds gesê wat er geld ook al hande verwissel kan moontlik the proceeds of crime wees, en as gevolg daarvan moet mense besef en verstaan dat enige geld wat van Louis ontvang word, miskien sogenaamde vuil geld kan wees. So ek is lank reeds op rekord rondom hierdie aspekte. Met die arrestasie van Louis nou onlangs en sy crew nou onlangs, het ek op rekord gegaan en julle kan na my Facebook gaan kyk. Ek het verskeie video's daar gemaak. My groot Facebook, die een met 22,000 volgers, dis die amptelike ene wat ek op hierdie stadium gebruik, en ek het vir mense baie mooi verduidelik wat my siening van die aangeleentheid is. Ek is tot dusver as ek 100% reg ook weer bewys in my voorspellings wat ek daar maak en my opsomming van die situasie. Goed. Mense het vir my van meet af gevra, maar Skalk, wat is jou opinie rondom die likwidasie? Steun ek die likwidasie? Is ek teen die likwidasie? En ek het vir mense gesê, ek het geen hond in daardie resies nie. Ek het nie geld by Louis ingesit nie. Ek het niks te maak met 'n likwidasie nie. Ek het mense destyds gesien wat vir my in my kantoor kom sit en sit hulle oor hulle geld. Ek het na die ooreenkomste gekyk wat hulle met Louis aangegaan het, hulle gesê, julle is gesnoeker. Julle kan met hierdie ooreenkoms net mooi pokkerrollie maak. Julle kan nie eens hof toe gaan nie, man. Hy sê in soveel woorde in hierdie ooreenkoms van julle is nou JV partners, met ander woorde, julle is deel van sy besigheid, en die geld wat julle insit is vir hom om te gebruik na wense. Ja, dis 'n feit, waar die bedrieglikeidsaspek vandaan kom. Dit gaan oor die ligpakkies, dit gaan oor die vals beweringe dat hy hierdie massiewe besigheid hardloop, terwyl dit glad nie die geval was nie. Dit gaan daaroor dat mense entice het om beleggers by hom te raak, terwyl hy voor sy siel geweet het dat daar nie werklik besigheidsaktiwiteit agter die skerms besig was, wat geld vir die mense kon genereer nie. Dit was 'n klassieke bedrogspel wat hier plaasgevind het. So ja, vir daai mense het ek baie groot simpatie, maar die feit van die saak is, the law doesn't deal with emotion, the law deals with fact. En die feit van die saak was, op daai stadium het ek vir mense gesê, jy is 'n JV partner, kan maar vergeet om jou geld uit hierdie gemors te kry. Gaan lees jou eie kontrak, gaan sien wat daar geskryf staan. In tussentyd het die likwidasie dan 'n aanvang geneem. Ek was nog aan die sê, ek het geen hond in hierdie resies nie. Ja, so ek het van meet af vir mense gesê, ek het niks te maak met 'n likwidasie nie. My hoofdoelwit was om vir Louis as 'n krimineel te stop dat hy verder miljarde rande uit die blanke bevolking van Suid-Afrika sas en scam en kroek. En ja, ek het my bystand gegee vir wie ook al op daai stadium besig was met die kriminele ondersoeke, en selfs daarna
Ek word redelik aangeval deur my haters vir my deelname op sekere groepe en dan sekere besprekings rondom Louis, omdat ek sogenaamd sou gegek wees en ja, mense, ek is net geïnteresseerd daarin dat die kriminele saak teen Louis tot einde sal verloop. Goed. Rakende die likwidasie? Ja. Mense moet onthou dat die likwidasie soos enige regsproses in Suid-Afrika en die wêreld in hierdie geval deur wetgewing ondervang word en voorgeskryf word wat gebeur en hoe dit moet gebeur. Dan sit jy ook met die howe. Die howe sit met hulle eie gebruiksreëls, die howe sit met hulle eie interne reëls. Dan sit jy met die gemeenereg wat vir jou die algemene beginsels neerlê van hoe regspleging moet plaasvind. Jy sit met die grondwet in Suid-Afrika wat mense sekere regte waarborg ensovoorts en so meer. So, lank en die kort is, enige proses wat gevolg word en beslis ook 'n likwidasieproses wat gevolg word, moet natuurlik binne die perke van die wet plaasvind. Goed, as dit buite die perke van die wet plaasvind, is dit ultra vires, en ultra vires is 'n hoë woord, beteken maar net bloot, dis eintlik maar tegnies onwettig wat gebeur. Goed, dis die agtergrond. Louis het 'n baie groot geraas gemaak voor sy arrestasie dat die likwidasieproses teen hom 'n onwettige een is, dat reëls en regulasies gebreek word, dat die wetgewing gebreek word, dat die likwidateur korrup is, dat almal by die howe korrup is, dat die regters korrup is, dat almal basies deel van een of ander tipe van 'n maffia is, ensovoorts en so meer. En ja, ons het almal maar sit en kyk na die goed en ons eie opinies daaroor gevorm. Ek gaan nou nie vir my volgende daaroor uitspreek nie. Waaroor ek wel my wil uitspreek. Dit is duidelik op hierdie stadium dat daar baie groot gebreke in die likwidasieprosesse in Suid-Afrika plaasvind. Daar is ook baie rooi ligte wat aangaan in die huidige likwidasieproses van Tadiomix en van Louis. En ja, ek glo dit moet tot die einde en ten volle ondersoek word. Die staatsmagte, die autoriteite sal indringend moet kyk wat hier gebeur. Onthou die twee prosesse, en ek het reeds op 'n sekere WhatsApp groep ook die ander dag weer eens dit bevestig, en kyk ook na my video's wat ek hieroor gemaak het op my Facebookblad. Die twee prosesse het niks mekaar te doen nie. Die siviele proses, die likwidasieproses hardloop op sy eie, en die kriminele saak wat gevoer word teen Louis is 'n ding op sy eie. Die twee het niks met mekaar te maak, en ek sien een of ander totaal ingeligte idioot verkondig vanoggend 'n storie op Facebook dat omdat Louis onskuldig bevind is in 'n siviele proses. Ek weet nie wat 'n siviele proses enigiets kan 'n persoon onskuldig bevind, maar omdat hy onskuldig bevind is in 'n siviele proses, kon hy nooit gearresteer gewees. Dis absolute nonsens, man. Dis absolute nonsens. Asseblief, ek sê altyd, skoenmaker hou jou by jou lees. As jy niks van niks weet nie, asseblief, moenie jou kom uitspoel daaroor nie. Moenie skinder en kak praat nie. Okay, dis absoluut nie wat hier gebeur het nie. Die valke was baie jare besig met 'n kriminele ondersoek. Daar is gewag kykie. Daar is gewag vir 'n verslag van PwC, die eksterne auditeurs. Dis verkry en eventueel is Louis toe nou inderdaad gearresteer op hierdie goed. So, dit het niks met enige siviele proses te doen nie. Louis is aangekla en hy staan op hierdie stadium op kriminele klagtes voor hof. Hy is nog nooit deur 'n kriminele hof onskuldig bevind nie. Jy praat van die double jeopardy rule. Gaan lees asseblief op wat dit beteken voor jy nonsens op Facebook versprei, man. Liewe wêreld. Goed, kom ons kom terug na die huidige toe. Die ou anti-Louis blad is oorgeneem deur Karel van der Merwe. Karel van der Merwe het faam gekry deurdat hy aktief teen likwidasieprosesse onder in die Karoo, ook sy eie een teen likwidateurs veg, en hy het 'n baie suksesvolle stryd gevoer teen hierdie mense. Ek sê nie een van die twee kante is reg nie, dis nie vir my om te sê nie, dis vir die howe om op die einde te bepaal, en ek berus my by die uitspraak van die howe. Maar ja, hy het die ou anti-Louis blad oorgeneem intussen tyd, en hy publiseer nou al twee kante van die munt. Julle kan gaan lees wat daar aangaan. Goed. Mense moet baie mooi besef, die likwidasieproses is 'n proses wat op sy eie loop. Die kriminele proses is 'n proses wat op sy eie loop. In my video's verwys ek daarna dat die beslagleggingseenheid van die polisie van NPA
waarskynlik op 'n stadium, ek weet nie hoekom dit nog nie gebeur het nie, sal in elk geval beslag lê op alles wat proceeds of crime was, selfs dit wat intussen deur die liquidateur op sy boeke geneem is. Mense moet hierdie goeters besef. Dit is die pad wat geloop gaan word. Goed. Wat vra ek? Hoekom maak ek hierdie video? In die eerste plek, mense bly rasioneel, bly stabiel, moenie onnodige nonsens sit en versprei nie, moet asseblief nie regsuitsprake maak as jy nie die vaagste benul het wat in law aangaan nie. Moenie die liquidateur aanval as jy nie weet waar dit gaan nie, moenie die polisie aanval nie. Ek lees vanoggend sê iemand, die valke is nou sommer deel van die liquidasie mafia. Mense, hoe op aarde kan jy so iets sê? Hoe kan jy sulke nonsens op openbare forum op sosiale media gaan sê? Nee, die valke is beslis nie deel van enige liquidasie mafia nie. Dit kan ek vir julle ook met baie groot sekerheid sê. Hou julle in, maar die gesprek moet voortgaan. En dit gaan nie hier is Louis skuldig of onskuldig aan 'n kriminele oortreding nie. Hy is aangekla, hy staan reeds voor hof. Die saak is eintlik nou al op hierdie stadium sub judice. Eintlik is ons nie veronderstel om te bespreek wat in daai saak aangaan nie. Louis is nie veronderstel om te bespreek wat in daai saak aangaan nie. Louis se maatjies, die sogenaamde arende. Julle moet nou maar baie versigtig wees oor die goed wat julle gaan kwytraak. Julle is ook nie veronderstel om oor hierdie ding te praat nie. Die saak is sub judice, is reeds voor die strafhof. En ja, ons sal berus by wat die strafhof sê. Het sal jare duur. Ek kan nou vir julle sê, 'n bedrogverhoor soos hierdie is 'n baie lang uitgerekte duur proses. Dit gaan nie maar sommer net een goeie dag tot einde kom nie, tensy die staat om een of ander rede plotseling die saak terugtrek. Goed, die liquidasieproses op sy eie, niks te maak met die kriminele saak nie, sal waarskynlik ook nog 'n paar jaar aangaan, maar hier is dit nodig dat ons wel ook interrogate wat aangaan. Ons moet uitvind wat is agter die skerms besig om te gebeur. As daar onwettigheid was, moet dit aan die kaak gestel word. Dis so maklik soos dit. En dan moet dit aan die autoriteite oorgegee word dat hulle dit ondersoek en as daar krimineel opgetree was, is 'n krimineel opgetree. As daar nie was nie, dan is daar ook nie, dan berus ons daarby. Goed. Ek hoop julle versprei vir my hierdie video. Die doelwit van hierdie video, soos ek sê, is om mense te maan tot kalmte, tot stabiliteit, nie nonsens te praat nie regsopinies te lig as jy nie die vaagste benul het wat in law aangaan nie. Julle is net besig om dinge te vertroebel. Onthou, as jy mense wat andersins kriminele klagtes sou geopen het teen Louis, deur hierdie kakpraat en skinder op sosiale media gaan afraai of gaan verhoed dat hulle voortgaan met kriminele stappe, is jy eintlik besig om regsverhuiling te pleeg. Ek wil hê mense moet dit baie mooi verstaan. Dis nie maar sommer net willens en wetens is ons besig, of skies tog onwillens en onwetens is ons besig om geselsies aan te knoop nie. Daar kan actual regsgevolge aan wees. Goed. Ouens, ek gaan vir julle op hoogte hou. Ek het tot dusver nog nie myself gewend tot YouTube nie. Daar was 'n spesifieke rede voor. Ek dink nie die saak was al op die punt waar ons op YouTube, wat 'n baie maklik verspreidbare medium is, ons self moes gaan begewe het nie, maar ons is nou daar. Ek hou vir julle verder op hoogte van hierdie media af. Lekker dag verder en ons sien mekaar wanneer ons sien.